Goeiedag graaddiens. In hierdie video gaan ons vinnig bietjie kyk oor hoe trigonometrie gebruik kan word om sommige probleme op te los. Nou, trigonometrie is regtig een van daai hoofstukke wat jy baie sal kan gebruik in alledaagse probleemoplossing sonder om te besef dat dit 'n moontlikheid is. As 'n mens byvoorbeeld kyk na die volgende probleem, praat hulle daarvan 'n toring wat ondersteun word deur kabels wat 10 meter vanaf sy basis geanker is en aan die boonste punt van die toring vasgemaak is. Met ander woorde, jy het jou toring wat hierso so staan en jy dan 'n kabel wat hierso vasgemaak is, wat dan gaan tot by die toring, en dan het jy hier tussen die basis, die grond en die kabel 'n hoek van 55 grade en jy weet hierdie is 10 meter. Dan vra hulle vir jou, okay, oor die toring is, nie die toring nie, die afstand hieronder is 10 meter. Dan vra hulle vir jou, okay, bepaal die lengte van die kabels. Nou op die oog af, omdat die toring en die grond horisontaal en vertikaal oppervlaktes is, weet jy daai hoek is 90. Nou, ons eerste instink is dat ons heel moontlik wil kyk vir Pythagoras. Maar as jy daarna kyk, sal jy besef dat ons nie genoeg sy het om Pythagoras te gebruik nie. En dit is waar trigonometrie kan inkom. Want solank ons trig probeer gebruik om 'n sy te bereken, om 'n sy te bereken, het jy slegs 'n hoek en een sy nodig. Nou voordat ons hierdie probleem oplos, gaan ons eers kyk na 'n paar eenvoudige, makliker voorbeelde om na te kyk. Soos byvoorbeeld die volgende enetjie. In die volgende enetjie vra hulle vir jou bepaal die lengte van AB, hulle gee vir jou AC en 35 grade. Nou as jy wil gaan kyk na jou eerste stap, benoem eers jou sye. So met ander woorde, as jy hier uit C uitwerk, dan beteken dit AB gaan jou teenoorstaande sy wees, AC gaan jou aangrensende sy wees, sy, en BC gaan jou skuins sy wees. Van daar af kyk jy dan watse verhouding werk met die sy wat gegee is en die sy waarna jy soek. So jy moet nou kyk, wil jy met sin, kos of tan werk. En onthou, tan is teenoorstaande oor skuins, kos is aangrensend oor skuins, en tan is teenoorstaande oor aangrensend. So as jy dan gaan kyk na hierdie driehoek waarop vir jou gegee is, dan gaan jy sien, okay, hulle het vir my die aangrensende sy gegee en hulle soek die teenoorstaande sy. Die enigste een van jou drie verhoudings wat met die teenoorstaande en aangrensende sy werk is tan. So dit beteken om hierdie probleem op te los, gaan jy tan van die hoek moet gebruik en jy moet dit gelykstel aan die teenoorstaande oor aangrensende sy. Nou in die geval is die hoekgrootte waarmee jy werk 35 grade en jou teenoorstaande sy is AB en jou aangrensende sy is AC. Jy vervang daai waardes in, so dit gee dan vir jou T oor 8. En nou moet jy slegs net vir T oplos. Nou, om vir T alleen te kry in hierdie geval is baie maklik. Ons wil net ontslaa raak van die 8, so om ontslaa te raak van hom, maal jy dan aan al twee kante met 8, en dan kry jy 8 tan 35 is gelyk aan T. Of nie T nie, AB. Nou van daar af, tik jy dan net op jou sakrekenaar in, maak net seker jou sakrekenaar is in degrees gestel, so 8 tan 35 gaan dan vir jou sê dat AB slegs 5,1 of 5,6
centimeter is. Nou, vir die volgende enetjie sal ek jou aanraai om te pause en om eers self te probeer uitwerk en te kyk wat daar gebeur. En ek sal saam met die vraag wat ek vir die lengte van BC, sal ek ook sommer vra om die lengte van AC ook te bepaal. Okay. Nou as jy het klaar probeer en dan gaan ons dit nou gou probeerslag gee. Weer 'n keer soos wat ek nou net in die vorige slide gesê het, is die eerste ding wat jy doen is jy bepaal wat se sy is wat se sy. So in hierdie geval wil hulle weer jy moet uit die 35 sy uitwerk. So dit beteken AB is jou teenoorstaande sy, BC is aangrensend en AC is jou skynsy. Nou van daar af, wat jy dan gaan doen is, hulle soek vir BC, wat jou aangrensende sy is, en hulle het vir jou teenoorstaande sy gegee. So weer 'n keer, die enigste verhouding wat werk met jou aangrensende en skynsy is tan. So jy gaan weer sê tan C is gelyk aan AB oor BC, want onthou dis teenoorstaande oor aangrensende sy, en dan vervang jy jou waardes in. So tan 35 is gelyk aan 4,5 oor A. Nou in hierdie geval kan ons dan nou eers die A uit die noemer uitkry, so ons maal aan al twee kante met A, dan kry ons A tan 35 is gelyk aan 4,5, en dan kan ons die A alleen kry deur om aan al twee kante te deel met tan 35, wat dan net vir jou sê, A is gelyk aan 4,5 oor tan 35, en nou druk jy dit op jou sakrekenaar in, en dit gee dan vir jou dat A, waar jou aangrensende sy wat in hierdie geval BC is, gelyk is aan 6,43. Moet net gou hierdie notaatjie hier ook reg of net maak, dat hierdie AC basies BC is BC, en daai is BC. Okay, nou as jy dan nou dieselfde wil doen vir AC, so jy gaan kyk na AC jou skynsy, hulle het vir jou die teenoorstaande sy gegee, en die enigste verhouding wat werk met die skynsy en die teenoorstaande sy is sin. So jy gaan sê sin van hoek C is gelyk aan jou teenoorstaande, wat 4,5 is, oor jou skynsy, wat AC is, of die 4,5 kan ons eers net AB hou, dan gaan jy nou weer invervang, so dan gaan jy sê sin 35 is gelyk aan 4,5 oor AC, en as jy dit dan nou verder uitwerk, gaan jy weer maal aan al twee kante met AC om dit eers uit die noemer uit te kry. So dan gee dit vir jou weer 'n keer AC sin 35 is gelyk aan 4,5, en dan van daar af deel jy dan aan al twee kante met sin 35. En dit gee dan vir jou dat AC is gelyk aan 4,5 oor sin 35. En druk dit in jou sakrekenaar in. En dit gee dan vir 'n mens AC is gelyk aan 7,85 centimeter. Of hulle nou nie in hierdie geval centimeter gesê nie, maar en hulle soek dit tot 1 desimale plek, so hierdie is dan eintlik 7,9, en hierbo vir BC sou dit eintlik 6,4 gewees het. Nou met dit gesê, kan ons teruggaan na die oorspronklike probleem toe, wat hulle wou hê moes die lengte van die kabel uitwerk.
So in hierdie geval soek hulle A, B, en hulle het vir ons in hierdie geval die aangrensende sy gegee, die toring is die teenoorstaande sy en die kabel is die skynsy. Die enigste verhouding wat werk met die aangrensend en die skynsy is kos, so kos van hoek A moet gelyk wees aan die aangrensend, so AC oor die skynsy oor AB. Jy vervang jou waardes in, en dit gee dan vir jou AC is 10, AB is wat jy moet uitwerk, en as dit weer 'n geval waar jy al twee kante eers moet maal om die AB uit die noemer uit te kry, so dan kry jy AB kos 55, is gelyk aan 10, jy deel aan al twee kante met kos 55, om hom alleen te kry, so dan het jy dat AB gelyk is aan 10 oor kos 55, jy druk dit in op jou sakrekenaar, en dit gee dan vir jou dat AB gelyk is aan 17,43. So, daai kabels gaan 'n lengte van 17,43 meter moet wees, om daai toring te kan stit. En dit is die kort en die lank daarvan van triegprobleme tipe 2. So begin altyd eers om jou sye te benoem, kyk wat is vir jou gegee, en wat se een soek hulle, kyk wat is van die verhouding sin, kos of dan werk met dit, en dan stel jy jou vergelyking van daar af op.